Josef se broers. Na die 7 jaar van goeie oeste en baie reën, het daar 'n droogte gekom en het die 7 jaar hongersnood begin. So het Josef mos gesê dit gaan gebeur toe hy die Farao se drome uitgelê het. In al die lande was daar nou hongersnood. Dit beteken daar was baie min kos vir die mense en hulle moes ver reis om kos te koop en dan nog duur daarvoor betaal. Net in Egipte was daar koring en kos, want Josef het mos 'n slim plan gemaak om die kos op te gaar en te berg vir hierdie moeilike tyd. Mense het van die hele wêreld na Egipte toe gekom om koring te kom koop by Josef. Toe Jakob, Josef se pa, hoor dat daar nog koring in Egipte is, sê hy vir sy seuns: "Gaan koop vir ons koring daar in Egipte." 10 van Josef se broers het toe vertrek na Egipte om koring te gaan koop. Jakob wou nie Josef se klein boetie Benjamin saamstuur nie, want hy was bang daar gebeur iets met hom. Toe die broers by Josef in die paleis aankom, het hulle hom glad nie herken nie. En Josef het hulle glad nie laat agterkom wie hy is nie. Hy het kwaai met hulle gepraat en gevra: "Waarvandaan is julle?" Hulle het hom geantwoord: "Ons is van Kanaan, ons kom koop graan." En die boeties het laag voor Josef gebuig. Josef het teruggedink aan sy eie drome wat hy gehad het oor die sterre en die koringgerwe wat voor hom buig. "Julle is spioene," het Josef hulle beskuldig. "Julle kom kyk net hoe julle die land maklik kan inval." Maar die boeties het vir Josef gesê: "Nee meneer, dit is nie so nie. Ons het regtig net kom kos koop. Ons is broers en ons is regtig nie spioene nie." "Ek glo julle nie," het Josef weer gesê. "Meneer, kyk na ons," het die broers gepleit. "Ons is broers. Ons was eers 12. Ons pa Jakob bly in Kanaan en ons jongste boetie het agtergebly by hom. En ons ander broer, nou ja meneer, ons weet nie waar hy is nie." Josef wou sy broers se harte toets en Josef het aangehou sê dat hy hulle nie glo nie. "Bring julle broer Benjamin hierheen, sodat ek kan sien julle is regtig 11 broers. Maar een van julle moet hier agterbly as gijslaer in die tronk. Al julle ander kan dan huis toe gaan en vir julle gesinne kos vat," het Josef gesê. "As julle julle jongste broer saam terugbring, sal ek julle glo en weet julle praat die waarheid." Hierdie was als net Josef se plan om sy boetie Benjamin weer te sien. "Dis seker ons verdiende loon," het die broers vir mekaar gesê. "Ons wou mos vir Josef so sleg behandel en hom verkoop." Josef het gehoor wat hulle vir mekaar sê en hy was baie hartseer. Hy het eenkant gaan staan en begin huil. Toe stuur Josef die 9 broers huis toe met sakke vol koring, maar hy sit al hulle geld weer terug in hulle sakke. By die huis aangekom, sien die broers die geld in hulle sakke. Hulle het bang geword en gewonder wat aangaan. Hulle het vir Jakob, hulle pa, vertel dat hulle vir Benjamin moet terugvat Egipte toe. Jakob was sommer baie hartseer. Hy was bang hy gaan nou nog 'n seun verloor. Na 'n ruk het die broers en Jakob se kos weer opgeraak. En Jakob sê toe dat hulle weer sal moet gaan kos koop in Egipte. Maar Jakob wou nie vir Benjamin saam met die broers stuur nie en hulle moes hom omtrent oorreed. Nadat hulle beloof het om mooi na Benjamin te kyk, het Jakob ingestem en is die 9 boeties met Benjamin terug na Egipte. Toe hulle by Josef aankom, is hy hierdie keer baie vriendelik met die broers. Hy is so bly om vir Benjamin te sien, maar hy wil nog steeds nie hê dat sy broers moet weet wie hy is nie. "Hoe gaan dit met julle pa?" het Josef gevra. "Hy leef nog," sê hulle, "en hy's nog baie gesond." Josef stuur hulle toe daar weg met die sakke vol koring. En die keer sit hy sy eie silwerbeker in Benjamin se sak. Dit het Josef gedoen, weer eens, omdat hy 'n slim plan gehad het. Die broers was nog nie ver weg nie, toe Josef se soldate hulle inhaal en hulle sakke deursoek. En toe kry hulle die beker.
Die boeties was geskok en het beloof dat hulle dit nie gesteel het nie. Josef het egter gesê dat hy nou vir Benjamin in die tronk gaan gooi. Juda, een van die broers, het gesmeek en gesê, asseblief meneer, as Benjamin hier moet bly, sal ons pa dit nie oorleef nie. En meneer, ek is verantwoordelik vir Benjamin. Ek het ons pa beloof ek sal hom veilig terugbring. Josef kon dit toe nou nie meer langer uithou nie. Ek is Josef, julle broer, het hy uitgeroep. Leef pa regtig nog? Is hy regtig gesond? Die broers was geskok en nogal bang oor wat Josef aan hulle kan doen. Maar Josef het hulle alles vertel van hoe hy die onderkoning geword het en hoe God met hom was elke oomblik van al die moeilike tye. Gaan nou dadelik na pa toe, het Josef vir hulle gesê. Gaan sê vir hom ek leef nog en dat hy en al sy kinders en kleinkinders hier by my moet kom bly. En so het God se plan met Josef uitgedraai in iets moois. 'n Familie wat weer saam was in 'n land waar daar nou volop kos was, terwyl die res van die wêreld in hongersnood leef.